Gaste vriende, baie welkom weer eens by die Kerk in Afrikaans in Ierland. Ons is nou op pad na die middel van die winter, die donkerste tyd in die noordelike halfrond. Maar dit is lekker, dit is Kersfees. Almal sing Kersliedere en die liggies is oral mooi. Ons nooi almal uit, die van u wat natuurlik nou in Ierland bly, om ons dienste by te woon in Mount Mellick, 12:00 elke Sondag, behalwe die laaste Sondag van die maand. En is altyd lekkerder en beter om kerk toe te gaan, want 'n mens op die manier bring jy eer aan die Here, jy vereer hom as jy kerk toe kom. En natuurlik is daar ook ander gelowiges wat jy versterk in die proses as jy kerk toe kom, en jy leer nuwe vriende ken, jy maak nuwe vriende. So, dit is altyd lekkerder om kerk toe te kom. Net een ding wat jy moet onthou, op die 21ste Desember, die aand 6:00, het ons Afrikaanse Kerssangdiens in Newbridge, in die stadsaal van Newbridge. Jy is almal baie welkom om dit by te woon. So hopelik sal ons u dan die 21ste Desember in Newbridge sien. Vriende, ons is nog steeds by die 3de Advent vanaand en ons praat oor die koms van die Here Jesus Christus. En voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, dankie weer eens vir hierdie wonderlike geleentheid om rondom die woord te vergader en te lees wat daar staan en aangeraak te word deur die Gees. Seën ook ons prediking vanaand. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So vriende, ons gaan lees 2 versies uit Lukas 2 vers 34 en 35. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: "Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan." Vriende, baie vroeg in die begin van die Christelike kerk is daar baie duidelike dinge gesê oor die kerk en oor die lewe van Christene, wat ek omtrent nie gedink het moontlik is uit die mond van Simeon, wat 'n ou Jood was, deel was van die Joodse geloof nie. Maar hy sien baie ver vooruit, natuurlik deur die krag van die Heilige Gees, oor die toekoms van die Christendom en die toekoms van die Christelike kerk. Ons het die afgelope tyd 2 keer oor Maria gepraat. Die eerste keer het dit gegaan oor die feit dat Maria vir Jesus in die wêreld gebring het, en mense sou kon sê dit was haar status in die lewe, dat sy die eerste disipel was, die status van 'n slaaf van God, 'n dienskneg of 'n diensmeisie van God dan. In die tweede geval het ons gesien hoe haar hoe sy as dit ware haar identiteit ook in God vind, en nie in haarself nie. Dit gaan nie oor haarself nie, glad nie, maar dit gaan alles oor God. Vanaand kyk ons bietjie na haar sin en betekenis in die lewe, eintlik maar wat op haar pad voorlê vir haar. Wat gaan haar sin wees? Wat gaan haar taak wees op aarde? En nou ja, hier het ons vanaand baie duidelik gelees wat met Maria gaan gebeur, en natuurlik ook saam met haar die totale kerk en ons, wat gaan met ons gebeur. En vriende, die groot boodskap van vanaand is dat om 'n Christen te wees beteken konfrontasie. Dis 'n skok vir ons, want ons dink baie keer aan Kersfees dat alles is mooi,
Alles is so pragtig en die Kersliedere is ongelooflik mooi. Dit raak 'n mens se hartsnare en byvoorbeeld as mens Stille Nag sing, dan raak dit jou hartsnare. En Kersfees wil 'n mens eintlik net mooi dinge hoor en mooi dinge sien en die hele idee van Kersfees is dat families en gesinne en almal bymekaar sal kom en die hande sal vat en in vrede en in geluk met mekaar sal saamleef. Maar Simeon het 'n ander boodskap wat hy vir ons bring, 'n boodskap van konfrontasie, dat die koms van Jesus Christus gaan baie dinge oopvlek, en daai oopvlekking gaan konflik bring. En Jesus het gesê, mos baie duidelik ook, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar ek het gekom om skeiding te bring. Wat Jesus eintlik daarmee sê is, ja, salig is die vredemakers, maar sy koms gaan verseker, klomp duiwels opjaag, 'n klomp dinge bloot lê, wat baie mense dalk nie bloot wil hê nie, waarheid uitbring waar mense dalk nie die waarheid wil hoor nie. As mens kyk na die Here Jesus se optrede op aarde, dan het hy baie dinge oopgevlek, die harte van mense veral, die diepste motivering van mense veral, daai diep donker gedeeltes wat niemand anders eintlik kan regtig sien nie, het die Here Jesus kom oopvlek. En daarom sê Simeon vir Maria, die Messias gaan 'n struikelblok wees. Natuurlik 'n hoeksteen vir sommige, maar vir sommige mense gaan hy 'n struikelblok wees. En dis baie duidelik dat hy hier praat van die mense op aarde wat hierdie hooghartige houding het, wat in hierdie belangrike posisie sit en wat baie magtig is, en hierdie mense wat maar net heeltyd dink hoe hulle self kan verryk, hoe hulle self in 'n beter posisie kan plaas, en hulle het geen gevoel vir ander mense nie. En dit in vergelyking met die armes en die siekes en die randmense van hierdie wêreld wat Jesus altyd besoek het. En vriende, as ons daaraan dink, dan die eerste gemeente van Jesus Christus het seker maar bestaan uit prostituie en mense wat van melaatsheid genees was, mense wat krepeel was en siek was en niks gehad het nie. Dis heel moontlik die eerste gemeente wat in Jerusalem bestaan het, was mense wat niks gehad het nie. Daarom het ander ingegryp en hulle goed verkoop sodat hulle vir die mense kon help en naby wees. Dis die mense wat die Here Jesus aangeraak het. En dit is wat die Here Jesus doen. Hy konfronteer en hy draai die wiel dat die wat onder was is skielik bo, die wat niks gehad het nie is skielik belangrik, die wat op neergekyk het soos die belastinggaarders en die prostituie het almal nou status in die Here Jesus Christus. Dit is die groot konfrontasie wat Jesus bring met die wêreld en met die bose en met die donker magte. Hy onmasker hulle. En dis ook natuurlik ons taak, vriende, as u nou so daaraan dink, dan as volgelinge van die Here Jesus Christus is dit ook ons sin en ons betekenis in hierdie wêreld, dat ons konfronteer, dat ons die onwaarhede konfronteer, dat ons die ongeregthede konfronteer, dat ons die onderdrukkers konfronteer, dat ons die korruptes konfronteer. En daardie konfrontasies is pynlik. Dit kan jou einde beteken, dit kan jou lewe kos. Dit kan beteken dat jy gevange geneem word. En dis presies wat met Jesus disippels gebeur het, en dis ook presies wat met hom gebeur het, omdat hy dinge oopvlek, die waarheid uitbring, waar mense dit nie wil hoor nie en dit nie wil sien nie. So om Christen te wees is hard.
Dit is nie 'n maklike pad nie, my vriende. Dit is 'n moeilike pad van wrywing. En daai wrywing is nie net altyd teen die wêreld daar buite nie, en die sonde en die ongeregtigheid daar buite nie. Maar is ook 'n wrywing in ons eie harte. Om ook ons eie sonde aan te spreek, en ons eie ongeregtighede, en ons eie opstand teen die Here aan te spreek, en dit gereeld aan te spreek. En gereeld maar ook na onsself te kyk, want ons is ook nie sonder sonde nie, daar's geen volmaakte mense op aarde nie. En dan natuurlik die volgende ding wat hy vir Maria sê, is dat dit gaan ook 'n dolk deur jou eie hart wees. En dis die hartseer van die Christendom, dat dit pyn bring, seer maak. Die Christendom is nie net hierdie wonderlike plek van die Here gee vir jou alles wat jy wil hê, en wat jy droom, en alles wat jy bid, kom nou sommer net skielik reg nie. Vriende, ek weet van baie mense wat baie siek is, en wat nie reg gebid kon word nie, maar ook natuurlik dit aanvaar en besef dat dit God se wil is, dat dit so met hulle gaan. Dis nie omdat hulle nie geloof of sulke dinge het nie. Maar behalwe dit, die wêreld druk vir ons. En al hoe meer gebeur dit dat die wêreld anti-Christen raak, anti-kerk raak, anti-geloof raak. En dis 'n pynlike ding wat vir ons voorlê, want mense gaan vir hulle geloof betaal, in die tronk gegooi word. Mense gaan vir hulle oortuigings vergrys word. En dit gebeur al reeds. Maar wanneer Jesus Christus aarde toe gekom het, is daar nie meer grys areas nie. Of jy's vir Jesus, of jy's teen hom. Of jy aanvaar hom as jou verlosser, of jy haat hom. En dis die wêreld waarin ons in leef. So, vriende, Kersfees is baie mooi, en dit is pragtig, en dit is goed om dit so te hou. Maar daar's ook 'n ander kant, die konfrontasie met die wêreld, die wrywing met die sonde, die geveg met die bose magte, die geveg met die ongeregtigheid en die kriminaliteit wat in ons lewe en in ons wêreld aan die gang is. Die geveg met die immoraliteit en natuurlik die onetiese optrede wat ons selfs kry in ons maatskappye vir wie ons werk, in ons omgewing waar ons is. Maria het ook besef dat haar plek in die lewe gaan seer en moeilik wees. En dit was so. En dit is ook ons doel en ons sin in hierdie wêreld, is dat ons sal moet konfronteer. En mag die Here vir ons die krag daarvoor gee en die insig om te weet hoe om te konfronteer. Om te weet hoe die sout is. Dit brand. Dit maak seer. En dit maak mense kwaad en opstandig ook teen ons en vyandig teenoor ons, maar dat ons sterk sal staan. Mag die Here vir u help in hierdie proses. Amen. Hemelse Vader, ons hoor vanaand dat alhoewel Kersfees 'n baie mooi tyd is die werk en die taak van 'n Christen moeilik en is 'n opdraande stryd. Geef ons die krag, Here, dat ons nie moedeloos sal word nie. Amen.